ons U kan ken, Here. Vader, dankie dat ons in hierdie tye net ons harte kan rig na U, Here. Dankie dat dit soos 'n oomblik is waar ons U net ervaar, Here, in hierdie aanbidding, Here. Terwyl ons sing, stig dit ons, Here. Maar ons kom vanmôre, ons bring die aanbidding, die lof, die eer van ons harte, Here. Deur hierdie aksie te doen, is dit 'n verklaring, Here, dat niks anders verdien ons aanbidding behalwe U nie, Here. Vader, en dat ons dit so doen in musiek en lofsange, besef ons, Here, dat dit kan in soveel maniere gebeur. Maar vanmôre kom ons, Here, en dit is soos Dawid wat sing voor U, Here. En ons vereer U, ons verklaar dat U is ons God, U is ons koning, Here. Ons buig onsself voor U, Here, en dankie dat ons onsself in U koninkryk kan vind. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, U kan die sitplekke neem. Dankie musikante. Dit was heerlik. Baie welkom aan almal hier vanmôre. Is ons live met die aanlyn. Baie welkom aan almal ook wat aanlyn inkyk. Ek weet daar's verskriklik baie mense wat aanlyn kyk, want daar's baie minder mense in die kerk. Maar ons weet baie mense is reeds weg en met vakansie, en ons is baie bly en dankbaar dat die Here dit vir ons gun ook rus gee. En so is dit, sien ons ook, dit is die rede hoekom ons oor die volgende paar weke die gemeente toemaak, want soos ons sien mense weggaan en rus, wil ons ook so vir ons span rus gee, en elkeen wat hier bedien 'n geleentheid gee om rus te kry. Ons sien, ek wil sê so by kerk, dit is so lekker om mense hier opdaag, en ek is geseënd dat ons 'n span het, om hier op te daag en dinge gebeur net. Die ligte is aan, en die goeters is aan, en die rekenaars is opgestel, en die musikante wat oefen, en die koffiemasjien is aan, en so ons verstaan, dat dit is nie net, dit gebeur nie net nie. Daar is iemand wat al hierdie dinge doen, en so is ek dankbaar vir die hele span, wat ook deur die hele jaar hierso bedien. Is regtig 'n voorreg in elke departement van Sondagskool, die koffiebediening, die gebedsbediening natuurlik, ons woorde en ons klank en die kameras en ons musikante. Is regtig 'n voorreg. So ek bid dat die Here julle ook seën en julle ook bietjie rus in hierdie paar weke en reg is vir volgende jaar en dit wat die Here hier in ons gemeente wil doen ook volgende jaar. Net 'n paar afkondigings soos ek nou genoem het. Hierdie is ons laaste Sondag wat ons nou hier by die kerk gaan kerk hou tot die 11de Januarie waar ons weer ons eerste diens sal hê vir die nuwe jaar. So dan sal ons weer ons eerste diens hê. Daar gaan 'n Kersboodskap wees, 'n Kersfees op Kersdag. Dit gaan net aanlyn wees. So ons sal 'n link uitstuur. Jy kan op YouTube ook net gaan, maar dit sal sekerlik daai oggend die 25ste so om by 8uur, 9uur se kant sal dit live wees. Dan is jy welkom om in te skakel op die Kersdag boodskap. Natuurlik is al die goeders is nou toe, al die departemente, almal selgroepe, alles is toe op die stadium vir tot volgende jaar. So daar's niks van daai af, daar's niks gebeure nie, daar's niks net die Kersdag boodskap. Ek gaan dan vra dat hulle net die finansies op die skerm sit. Dankbaar dat ons kan gee, dankbaar dat ons kan gee in oorwinning. Dat die Here vir ons die oorwinning gee om te kan gee, dat ons nie 'n slaaf van hierdie wêreld is nie, maar dat ons in hom die oorwinning het oor die wêreld, want hy het reeds geoorwin, so die fisiese is onder ons. En daarom kan ons vrylik gee en blymoediglik gee, want die Here het vir ons die oorwinning gegee. Daar is, soos u weet, baie maniere, verskeie maniere om te kan gee, dankbaar vir elkeen wat ook so saai in die koninkryk en in hierdie gemeente, en dat ons kan voortbou en bou op wat God hier wil doen. Ek gaan dan net bid en dan gaan ons oorgaan na die woord van die Here toe. Dankie Hemelse Vader vir u woord, dankie dat u woord lewend en kragtig is, en so bid ek vanmôre Here dat my woord nie my eie sal wees nie, maar dit wat u tot die gemeente wil spreek, Here. Dit wat u wil sê, Vader, en ek bid dat u dit sal seën tot elke hart deur u Heilige Gees wat ons leer en lei in alle waarheid, in Jesus naam. Amen. Nou, ons het vanmôre 'n bietjie vinniger klaar gemaak, so ek kan langer preek.
Ek het vir die musiekspan gesê vanoggend dit gaan heel moontlik bietjie korter wees vanmôre en toe sê julle smurrie vir my whatever. Sy sê jy het dit al baie gesê en it never is. So let's see, kom ons kyk. Kom ons kyk, maar as julle dan upset is met die tyd, dan moet julle maar met die Here daaroor praat want dis mos nie ek nie, dis die Heilige Gees wat deur my praat. So nee, ek grap sommer net. Maar vanmôre wil ek oor 'n konsep en 'n waarheid praat wat my baie diep getref het in hierdie week en daar's natuurlik ek wil sê altyd skrif om te ondersteun dit wat mens sê. Mens kan nie iets sê sonder skrif nie. Maar in vandag se boodskap is dit so dat dit nie noodwendig, ek wil sê uit die skrif so duidelik kom soos ons nou dalk dit so uitdruklik sê nie. Maar dat ons kan sien dat wat die Here besig is om te leer is 'n waarheid en as ons bietjie dieper kan kyk. Soos laasweek ons gehoor wanneer die Here met ons praat, wanneer hy fisiese woorde gespreek het, toe hy gesê het wie is my ma, wie is my broers. Hy roep ons tot dieper denke. Hy roep ons tot geestelike denke om nie net sy woorde te vat vir wat fisies is nie, maar vir wat hy geestelik vir ons probeer leer. En ek vat hier na Johannes 6 vanaf vers 22. En het sê die volgende dag sien die skare wat oor kan die see gestaan het, dat daar geen ander skei te was nie behalwe daardie een waarin sy disippels gegaan het en dat Jesus nie saam met sy disippels in die skei gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Maar die ander skei het van Tiberias aangekom naby die plek waar hulle die brood geëet het nadat die Here gedank het. So hy sê hier, hulle kom hoor op die punt om konteks te kry. Hierdie is nou net na Jesus die brood vermeerder het. Dit is nou net na hierdie ongelooflike wonderwerk wat Jesus gedoen het. Sê hulle is daar waar hulle dit geëet het, waar hulle hierdie wonderwerk gesien het en hulle soek vir Jesus. En dit sê toe die skare sien dat Jesus nie daar was nie en sy disippels ook nie, het hulle self ook in die skei te geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus te soek. So mooi. Hulle beleef en hulle sien hierdie wonderwerk en die volgende dag is hulle soos nee, maar ons moet Jesus soek. Ons moet hom gaan soek. En so sien ons in ons lewens is dit op 'n punt waar ons soveel keer sê ons soek Jesus. Ons het 'n hart, ons wil hom ervaar en ons soek hom. Ons het op 'n punt die eerste dag waar ons tot 'n bekering gekom het gesê ek het Jesus nodig. Ek kort hom, ek soek hom. En ek wil amper begin om te vra sê maar hoekom soek jy hom? Hoekom? Ons sien hierdie mense, hierdie groot skare mense wat Jesus gevoer het toe hulle honger was, hulle het hierdie wonderwerk gesien en toe gaan soek hulle hom en Jesus ja natuurlik gaan hulle hom soek, hulle het hierdie ongelooflike wonderwerk gedoen. Natuurlik gaan hulle meer van hom wil hê. Kom ons gaan verder. En toe hulle hom aan die oorkant oorkant die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hier gekom? Here, hoe het u hier gekom? Wanneer het u hier gekom? Ons het jou gesoek, ons mis jou. Dis my eie woorde daai. Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het en versadig geword het. Hy sê, julle soek my nie vir my nie, julle soek my vir kos. Julle is nog honger. Julle het gratis kos gekry gister, en dis hoekom julle my kom soek het. Want julle wil weer gevoer word. Julle wil weer kos ontvang. Julle soek my nie vir my nie. En die tekens wat julle gesien het nie. Maar die tekens was nooit die punt nie. Die punt was die openbaring van wie hy is. Die tekens was gedoen sodat hulle kan sien wie hy is. En daarom moet ons verstaan dat wanneer ons Jesus soek, en hier is die stelling wat my so diep getref het, is dat soek ons hom vir sy hand of soek ons hom vir sy hart? Soek ons hom vir wat hy doen of vir wie hy is?
is dit die rede hoekom ons hom soek. Ek dink ons moet so versigtig wees, dat ons in 'n geloof is, of in 'n Christendom is, vir wat God vir my kan doen. Jy sien, want ons sit in 'n ongelooflike waarheid, dat ons wanneer ons deur die woord gaan, dat ons kan sien al die wonderwerke wat Jesus gedoen het. Ons is dankbaar dat ons kan weet, God doen wonderwerke, en hy doen dit nog steeds, en dat hy nog steeds die bonatuurlike doen, wanneer dit kom by voorsiening en genesing, en al hierdie goed, en dis waarhede, dis geskenke van God, die gawes van die Gees wat vloei, dis geskenke wat hy vir ons gee. Dit is 'n absolute voorreg om deel te kan wees van dit, en dit te kan sien, en te kan beleef in mense se lewens. Maar die probleem is dat wanneer ons hierdie dinge sien en lees en van hoor, dat Jesus het genees, Jesus het voorsien, Jesus het gevoer, hy het al hierdie dinge gedoen, hy het verlos, hy het mense vrygemaak, hy het mense laat opstaan, hy het die doodes opgewek. Dit is maar, weet jy wat, ek soek dit. Ek soek hierdie Jesus, want ek soek dit. En ek dink dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees, want dan bevind ons onsself dalk in dieselfde posisie as hierdie mense, hierdie skare wat die wonderwerk gesien het, van hoe Jesus hierdie visse en brode vermeerder, dat hulle hom net weer kom soek het, hulle het verag, hulle het nie omgegee oor wie hy is nie, hulle het nie verder gedink nie, hulle het nie verder gedink as hulle mage nie. Hulle het nie gedink oor meer as wat fisies is nie. En hulle het nie gedink oor, maar wie is hierdie man wat dit kan doen nie? Hoekom kan hy hierdie wonderwerke doen? Ons moet hom aanbid. Hy is die Messias, hy is die koning. Hierdie teken bewys iets meer van wie hy is. Maar hulle het nie omgegee oor wat dit sê van Jesus nie. Hulle het omgegee oor wat dit beteken vir hulle. Hulle fokus was never that the sign was about who he is. It was about what it can do for them. Daarom, vanmôre wil ek vir jou vra, hoekom soek jy hom? Hoekom soek jy hom? En ons kan dalk daai woord vanmôre bietjie verander, van soek, en wat dit beteken om hom te soek. So, hoekom lees jy jou Bybel? Hoekom kom jy kerk toe? Hoekom bid jy? Hoekom doen jy kom ons noem dit hierdie geestelike werke, in aanhalingstekens? Doen ek dit omdat ek hom wil kry, of doen ek dit omdat ek iets wil kry? Doen ek dit omdat ek sy hand wil sien, of doen ek dit omdat ek hom wil leer ken? Jy sien, en ek dink dit is 'n gevaarlike plek, waar ons soveel maklik onsself kan bevind, is dat ons nie Jesus soek vir wie hy is nie. Dat ons nie God soek vir wie hy is nie. Maar dat alles wat ons doen, geestelik, weer eens in aanhalingsteken, is vir wat hy vir my kan doen, en wat ek wil hê hy vir my kan doen, of moet doen. Dat hierdie, ek gaan nou baie aanhalingstekens gebruik. Ek gaan dit 5 keer doen, en dis vir die hele preek verder. Okay, so dis nou vir die hele preek verder. Maar dat hierdie godsdiens wat ek bedryf, en wat ook al mate jy dit doen, is ons loop die gevaar dat dit is want ek wil iets hê, en dat dit nie is omdat ek hom wil leer ken nie. En ek wil vir jou sê, die tekens, die seëninge, die wonderwerke, het nooit gegaan, sodat ons iets kan kry nie. Dit het altyd gegaan, sodat ons kan sien wie hy is.
Die wonderwerk gaan nie oor, wanneer ek 'n getuienis hoor, o God het dit vir hom gedoen, ek wil dit ook hê, so ek gaan nou doen wat hy gedoen het, sodat God vir my ook gee wat hy vir die persoon langs my gegee het nie. Wanneer ek 'n getuienis hoor, moet dit gaan oor, prys die Here wat genees. Ek wil hierdie God ken, wat nie vasgevang is in die natuurlike dinge van maniere nie. Ek wil hierdie bo-natuurlike God ken. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, dat die hele skrif is deur God gegee. Sê en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regswys, tot onderwysing in die geregtigheid. Die hele skrif is deur God ingegee. Ons het al seker gehoor dat dit sê, as jy die oorspronklike taal moet lê, dan sê dit, the whole scripture was God-breathed. God het dit uitgeasem. Dit was 'n weerspreking van wie hy is, en ek sien dit daai asem, daai gees van God wat hy in hierdie woord uitgeblaas het, en ons weet, dat ons sien dat Jesus is die woord wat vlees geword het, is 'n bewys van wie hy is. It was always to show who he is. Wanneer ons na die skrif kyk, is dit nie moet ek dit lees om te sien wat is in dit vir my nie, ek moet dit lees om te sien maar wie hy is. Wanneer ek die skrif oordenk, moet dit nie gaan oor wat dit is, wat kan ek kry hieruit wanneer ek Bybel lees nie, dit is om hom te leer ken. Jy weet, ons sit baie kere, maar ek gaan kerk toe, ek lees my Bybel, ek bid, hoekom doen God dit nie vir my nie? Dit wys my, ons het dit verkeerd om gedoen. Jy het Bybel gelees en jy het gebid en jy het kerk toe gegaan, nie om te leer ken wie God is nie, jy het dit gedoen sodat hy iets vir jou moet doen. Jy het in 'n kontraktuele verhouding met God, waar jy voel, dis 'n werk, ek moet hierdie doen sodat God my kan seën. Ek moet daardie doen sodat God dit vir my doen. Die Here gaan nie jou bless omdat jy goed doen nie. Hy stel nie belang in wat jy doen nie. Hy stel belang in jou hart. Hy stel belang in dat ons hom moet leer ken vir wie hy is en nie wat hy kan doen nie. Kan jy dink wat 'n verhouding sou ons gehad het as ons almal net met mekaar gestaan het? Wat kan jy vir my doen? Ek doen hierdie vir jou, so maar wat gaan jy vir my doen? Ek gaan vir jou dit doen, maar wat gaan jy vir my doen? Dink julle dit sal jy daarvan hou? Kom ons sê, jy is hierdie persoon, en almal kom net na jou toe, om te kyk wat jy vir hulle kan doen. Dink jy sal daarvan hou? Sal jy voel, jy staan in 'n opregte verhouding met hierdie mense? Verseker nie. Ek dink dit is vir ons as mense die grootste grief, wanneer jy weet iemand kom net na jou toe, want hulle wil iets by jou hê. Ek dink dit grief ons. Maar doen ons dit nie met God nie? Waar kom Here, maar ek wil hê. Die woord sê, die Here weet wat ons nodig het, voor ons nog vra. Vat hy verder in die skrif. In Johannes 20, vers 24, sê en Thomas wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels, dis nou Jesus se opstanding, die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Hy sê, as ek nie al hierdie fisiese goeder sien nie, as ek nie daai merke sien nie, as ek nie kan voel nie, dan sal ek nie glo nie. Is 'n redelike statement wat Thomas hier maak, nê? En 8 dae daarna, so hy maak hierdie stelling, en bietjie meer as 'n week daarna, was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Hy sê vir Thomas, dit wil vir ons hier in hierdie skrif lyk, dat voor Thomas nog enigiets kon sê Jesus vir hom, okay Thomas, ek weet wat jy gesê het nou die dag, so kom net bietjie hier. Kom Thomas, ek wil jou net gou 'n bietjie uitroep. Het gesê, jy gaan nie glo,
sonder tekens nie. Hy het gesê, jy gaan nie glo in wie ek is, sonder dat jy sien nie. Hy het gesê, verder, Jesus sê vir hom, vers 28, en Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Toe hy nou gevoel het en gesien het. En Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Hy sê, maar salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Hy sê, salig is die wat nie sien nie en glo. Salig is die wat nie eers 'n wonderwerk en 'n teken en 'n ding soet om in my te glo nie. Salig is hy wat kan glo sonder om eers al hierdie dinge te sien. Die punt van die wonderwerke was nooit, God, die punt van die skepping was nooit om dat ons God moet dien sodat hy goed vir ons doen nie. Die hele punt was dat ons in 'n verhouding met hom kan staan, dat ons weer lewend gemaak kan word, dat ons hom weer kan ervaar. Jy weet, en daarom sê hy herhaaldelik verder, want beteken dit dan, ons kan nie wonderwerke en die dinge verwag nie, beteken dit ons kan nie God vra vir hierdie dinge nie? Nee, ons kan, maar hy sê vir ons verder in Matteus, dan sê hy, hoekom bekommer julle oor al hierdie goeders? Kyk wat doen God, kyk wat doen hy vir die diere in die veld, kyk al hierdie dinge wat God doen. Hy sê, hoekom bekommer jy oor die dag van môre? Hoekom worry jy oor wat jy gaan eet en wat jy gaan aantrek? Hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Hy sê, as jy ophou bekommerd wees oor alles wat God vir jou moet doen en hom leer ken, sal jy die wonderwerke sien vloei. Jy sal die voorsiening sien. Jy sal hierdie waarhede en hierdie wonderwerke sien. Maar hou op worry oor die wonderwerke en kom eers by die God van die wonderwerke uit. Leer hom eers ken en ervaar dit wat hy gaan doen. Ervaar die vloei van sy wonderwerke in jou lewe, sy voorsiening in elke mate, dat jy na hom toe dan kan kom, soos jy met jou pa sou doen, en sê ek het dit nodig, maar ek kan nie as ek nie my pa ken, na hom toe gaan, ewe skielik uit die blou uit, en sê, weet jy wat, ek soek hierdie en hierdie en hierdie. Hy gaan sê, wie is jy? Maar wanneer ek in 'n verhouding staan, dan kan ek. Een van die mooiste gedeeltes wat hierdie vir my so mooi uitgebeeld het, is net voor Jesus gekruisig word. In Johannes 17. En Jesus bid tot God vir sy disippels. Hy weet wat nou gaan gebeur. Hy weet dat hierdie manne van hom gaan nou deur 'n moeilike tyd gaan, want hulle gaan nie hierdie goed verstaan nie. Hulle menslikheid kan nie verstaan wat nou gaan gebeur en waardeur hulle gaan nie, en ons sien dit in die vrees, en ons sien dit in Petrus, wat Jesus verloon, dat hier kom nou chaos vir hulle. En Jesus bid vir hulle, en dit het Jesus gespreek, en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Wat is die ewige lewe? Om God te ken. Is die ewige lewe sy wonderwerke? Die ewige lewe is om God te ken. Hy bid, hy sê, Here, dat hulle u kan ken. Die enige, waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u afkom. Sê alles wat hulle gesien het van Jesus het van God afgekom. So alles wat Jesus gedoen het
het van God afgekom. Dit was die bewys dat Jesus het, wie my gesien het wat gesien, het die Vader gesien. Alles wat hy gedoen het, alles wat ons gesien het, al die wonderwerke, was dat ons God kon leer ken. Dat ons nie vaskyk en sê, kyk wat Jesus kan doen nie. Dit was dat, kyk die hart van die Vader. Al die wonderwerke het eintlik gespreek na die hart van God. Toe Jesus die water in wyn verander het. Wat 'n ongelooflike wonderwerk het hy gedoen. Maar het jy al ooit gewonder, wat sê dit van God? Het jy ooit daaraan gaan dink? Wat wys dit van God se hart? Weet jy wat dit vir my gewys? Wat wys dit van God se hart, daai wonderwerk? Dit het vir my gewys, dat selfs die dinge wat nie saak maak, vir God geestelik of ewigheidswaarde het nie, maar dit is vir ons belangrik, by ons huwelik, by die bruilof, is daar nie meer wyn nie, dan verander hy water in wyn. Dit wat nie nodig was nie, niemand was siek nie, niemand was dood nie, niemand was honger nie, daar was water om te drink, so niemand was dors nie. Dit was net 'n wonderwerk, vir 'n wonderwerksonthalwe vir hierdie man en vrou, wat in 'n verleentheid staan. Dit wys my dat God selfs omgee daaroor. Dat ek nie in 'n verleentheid moet staan nie. Dit wil nie vir my wys, dis wat God vir my kan doen nie. Dit wys vir my, dat God gee om oor selfs die kleinste detailtjies van my lewe. Dit wys my iets van sy hart. Want die woorde wat U my gegee het ek aan hulle gegee, en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van U uitgegaan het. En hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. En alles wat myne is Uwe, en wat Uwe is myne, en ek is in hulle verheerlik. En ek is nie meer in hierdie wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na U toe, Heilige Vader, bewaar hulle in U naam, die wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in U naam bewaar. Oor die wat U my gegee het ek gewaak. En nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na U toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle U woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van hierdie wêreld is nie, net soos ek nie van hierdie wêreld is nie. Ek bid nie dat U hulle uit hierdie wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in U waarheid, U woord is die waarheid. Jesus se gebed vir sy disippels is dat hulle net eenheid is met God. Sy gebed is dat hulle net so bewus sal wees, dat hulle God so sal ken. En in daai ken en verhouding met God, dat daar bewaring sal voorvloei. Dat daar verandering en transformasie in hulle lewens sal wees. Ek wil vir jou sê, ons moet die hand van God soek. Die hart van God soek. En nie net die hand nie. Maar wanneer ons die hart van God ken, dan sal ons die hand van God sien. Wanneer ons sy hart ken, sal ons sy hand sien. En so kom die vraag weer, hoekom soek jy Jesus? Hoekom soek jy Jesus? Want ek wil die God ken van die wonderwerke, of ek wil die wonderwerke hê. Mag ons fokus afhaal van dit wat God kan doen, en dit bring na wie God is. En dankie musikante, julle kan na vore kom. Ek gesê het gaan korter wees, julle is my. Maar hulle weet, sy gaan nou sê, maar is nog nie klaar nie, en sy's reg.
Mag dit wat jy bedryf, jou godsdiens, jou gebede, jou Bybel lees, jou kerk toe kom, jou bediening, sodat jy God kan ken, maar dat ander ook God deur jou kan leer ken. Dis die rol van ons bediening. Dis die rol van die liggaam, is sodat ander nie kan sien net wat God kan doen nie, maar dat hulle deur die liggaam van Christus hom kan leer ken. Want wat is die ewige lewe? Om God te ken. Dit is die ewige lewe. En ek wil graag maar ek gaan vir ons vanmôre afsluit oor hierdie diens. Kom ons bid saam. Here, ek dank U vir U lewe wat U gee, Here. Ek dank U, Here, dat U ons liefhet. Ek dank U dat U 'n verhouding met ons het, Here. Ek dank U dat U ons uitroep om U te kan leer ken, Here. Ek dank U, Vader, vir dit wat U doen in hierdie gemeente en hierdie kerk, Here. En vanmôre kom ek en ek dra hierdie kerk, Here, ons as liggaam net aan U op, Here. Terwyl ons vir 'n tyd lank dalk in aparte rigtings gaan, Here, weet ons is dalk in tyd en materie nie by mekaar nie, Here, maar ons is in gees altyd een in U, Here. En ek bid, Vader, dat U elkeen sal seën met rus, met vrede, met vreugde, dat daar waar hulle gaan, dat hulle bewus sal wees van U teenwoordigheid, Here. Here, en dat ons so hierdie tyd van hierdie jaar kan afsluit in die oorwinning van Christus, Here, dat ons sal vas staan in daai oorwinning, en dat ons die nuwe jaar net so kan begin in 'n nuwe seisoen, 'n nuwe plan wat U het vir hierdie kerk, Here, dat ons rol kan vervul, Here, en dat ons so net in 'n dieper verhouding met U kan staan, dat ander U kan leer ken deur ons, Here, dat ons U kan ervaar op 'n dieper manier, Here. Dankie, Here, dat ons die God van die wonderwerke kan ken, Here. Dankie dat ons deur elke teken U hand kan, deur U hand U hart kan sien, Vader. Here, en dat ons nie sal vaskyk in dit wat U kan doen nie, maar dat ons sal verwonderd staan oor wie U is, en dat ons U mag ken, Here. Ek bid deur U Gees, leer en lei ons in alle waarheid, dat ons tot 'n dieper kennis van wie U is kan kom, Here. Dat ons U hart so in verwondering staan, dat ons nie kan wegkyk nie, Here. Dat ons so in verwondering staan oor U hart, Here, dat ons sal skyn, Vader, soos Moses geskyn het met U heerlikheid, Here, maar nie oor wat U doen nie, maar oor alles, oor wie U is, Here. Vergewe ons, Here, wat ons enigiets gedoen het om te kyk wat ons kan ontvang. Vergewe ons, Vader, waar ons vasgekyk het en dat ons net soos daai mense is wat ons U kom soek het, want ons was honger. Here, maar nou verklaar ons, Here, ons soek U, want ons sien wie U is. Here Jesus, U is die Seun van God, die Woord wat vlees geword het. En ons glo, nie omdat ons gesien het nie, maar omdat ons weet wie U is. Here, en so mag ons lewens U verheerlik. Here, ek bid dat U krag van lewe sal vloei in hierdie gemeente. Here, ons kom bind elke werk van die vyand. Ons kom bind elke werk van dood, verwoesting en slagting in ons gemeente. En ons spreek net die lewe van U Gees oor ons. Mag dit vloei. Mag ons bewus wees daarvan in elke area van ons lewens. Dankie dat ons U kan ken. In Jesus naam. Amen. Mag die Here U seën. Ek gaan U nooi, kom ons staan saam.